Ek is die Alpha en die Omega, die begin en die einde, sê die Here wat is en wat was en wat kom, die Almagtige. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader en Jesus Christus, ons Here, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Ons lofpsalm vanoggend is Psalm 146, ek sê nou agter die kameras let. Psalm 146, ons gaan sing verse 1, 2 en 7. Psalm 146, verse 1, 2 en 7. Liefdes, vir baie mense is die 10 gebooie negatiewe idee. Baie kerke lees ook nie meer die 10 gebooie nie, want hulle voel dis nie nodig om elke week enigstens herinner te word aan ons sondigheid nie. Maar ons voel dit is nodig dat ons eers voor die Here verneder en ons sonde oortuig word, juis sodat ons toevlug kan neem tot ons verlosser Jesus Christus, vergifnis kan vra en ontvang, en dan in dankbaarheid vir die Here se redding die gebooie kan uitleef. Kom ons gaan hoor wat vra die Here van sy kinders in Eksodus 20. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander goede voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die 3de en aan die 4de geslag van die wat my haat, en ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag, dat jy dit heilig.
6 dae moet jy arbeid en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou diensknegt of jou diensmaagd, of jou vee, of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daar is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Deur jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie egbreek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie. Of sy diensknegt of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is. Liefdes, nou dat ons sonde gehoor het, hoe groot ons sonde is, kom ons bely ons sondes, ons sing uit Gesang 64, vers 1. Dit is as ons nou werklik bedoel het om ons sonde voor die Here te bely. Al lees ons in Kolossense 2 vers 13 tot 15 die goeie nuus dat God ons sonde vergewe, dat hy ons nuut maak en ons ewige lewe skenk. Oorwinning, daar staan 2 Kolossense 3 vers 13 tot 15 en julle wat dood was deur die misdade en die onbesnedenheid van julle vlees, het hy saam met hom lewend gemaak, deurdat hy julle al die misdade vergeef het en die skuldbrief teen ons uitgedelg en weggeruim, deur dit aan die kruis vas te naal, nadat hy die owerhede en magte uitgekeer en hulle in die openbaar tentoongestel en daardeur oor hulle getriomfeer. Dit is nou dat ons vrygespreek is, kom ons bely met vrymoedigheid ons geloof in God die enig. Ek gaan die 12 artikel van die voorhou, u sê dit in die harte agter my aan. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die skepper van die hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het in Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader,
waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die liggaam en die ewige lewe. Amen. Ons hoorbare belydenis kom vanoggend uit Psalm 240, Psalm 242. Ons sing net vers 4. Ons skriflesing, woordverkondiging vanoggend kom uit Jeremia, hoofstuk 29. Jeremia 29. Ons gaan lees vanaf vers 1. Jeremia 29. Lees vanaf vers 1, maar voordat ons lees, ons bid saam. Ons heilige, almagtige God, Vader, Seun, Heilige Gees. Here, ons is weer vanoggend bevoorreg om in die huis met mekaar te wees, om in hierdie psalmesyn versterk te word, sodat ons die nuwe week kan ingaan, vervul met die woord, vervul met die Gees. Want Here, net eenvoudig, net ons saam wees hier, is al vir ons so belangrik dat ons dit nie graag mis nie. Dat ons weet, sonder hierdie saam wees, kan die bose ons net te maklik oorrompel. Ons gaan die week moeilik raak, want ons het nie die kans gebruik wat gegee is om te eet, in te neem, versterker word deur die woord. Maar Here, wanneer ons by mekaar is, dan is ons so groot voorreg dat ek kan sê ons is die kinders. U is ons God en Vader. Here, dat U ons beskerm deur alles elke dag. So baie dinge waarvan ons nie eens bewus is nie. Want U is almagtig, alwetend. U weet presies wat ons nodig het, waarteen ons gevare is. En U kan al beskerming en hulp voorsien of voordat ons in enige situasie is. En daarvoor loof en prys ons, dat ons kan aanbid as alomteenwoordige God.
wat nie net sien wat nou gebeur nie, maar wat ook weet wat oor 5 minute, oor 'n uur, môre, oor 'n week met ons elkeen gaan gebeur. En dit een alles wat gebeur ons voorberei, sodat ons staande kan bly. Nee, dit is ons hoop. 'n wete dat die bose wat ons so graag aanval deur die seun oorwin is. Sodat ons as 'n geloofsgemeenskap sonder vrees kan staan en kan werk. Want ons weet, alles wat boos is en alles wat negatief is reeds oorwin deur die seun. Daarom bid ons vir al die gemeente wat op een of ander manier beproef word. U ken elke omstandighede, die woelinge in ons. Ons bid dat die vertroosting en versterking sal skenk waar ook al nodig, en wat ook al dit benodig word, omdat U ons deur dit ken. Dankie vir hierdie geleentheid om uit die woord te lees, Here. Dat ons kan hoor waarvoor ons leef. Sodat ons hoop kan hê nie op hierdie lewe, maar ook op ewige lewe. Ons bid dit alles in naam van ons Verlosser Jesus Christus. Amen. Ons lees saam met Jeremia 29 vanaf vers 1. En dit is die woorde van die brief wat die profeet Jeremia uit Jerusalem gestuur het na die nog lewende oudstes van die manninge, en na die priesters, die profete en na die hele volk wat Nebukadneser uit Jerusalem in ballingskap weggevoer het na Babel toe. Na die uittog van die koning Jegonja en die gebiedster en die hofdienaars, die vorste van Juda en Jerusalem, en die smede en die slotmakers in Jerusalem, die bemiddeling van Eleasa, die seun van Safan, en Gemaria, die seun van Hilkia, was Sedekia, die koning van Juda, na Nebukadneser, die koning van Babel gestuur het, naamlik, so sê die Here van die leerskare, die God van Israel, aan al die ballinge wat ek uit Jerusalem na Babel in ballingskap weggevoer het. Bou huise en woon en plant tuine aan en eet die vrugte daarvan. Neem vroue en verwek seuns en dogters. Neem vroue vir julle seuns en gee julle dogters aan mans, dat hulle seuns en dogters baar en vermenigvuldig daarin nie verminder nie. En ek soek die vrede van die stad waarin ek julle in ballingskap weggevoer het, en bid daarvoor tot die Here, want in die vrede daarvan sal julle vrede hê. Want so spreek die Here vir die leerskare, die God van Israel, laat julle profete en julle waarsêers wat onder julle is, julle nie bedrieg nie. En luister nie na julle drome vir wie julle laat droom nie, want hulle profeteer vir julle vals in my naam. Ek het hulle nie gestuur nie, spreek die Here, want so sê die Here, as jy 70 jaar vir Babel verby is, dat ek op julle ag gee, en dan julle my goeie woord vervul om julle na hierdie plek terug te bring. Want ek weet watter gedagtes ek aangaande julle koester, spreek die Here. Gedagtes van vrede en nie van onheil nie, om julle hoopvolle toekoms te gee. Dan sal julle my aanroep en heen gaan en tot my bid, en ek sal na julle luister. En julle sal my soek en vind as julle na my vra met julle hele hart. En ek sal my deur julle laat vind, spreek die Here, en julle lot verander, en julle versamel uit al die nasies en uit al die plekke waarin ek julle verdryf het, spreek die Here. En ek sal julle terugbring na die plek van waar ek julle in ballingskap weggevoer het. Ons gaan net tot hier lees uit die gedeelte. Ons teksvers vers 11. Want ek weet watter gedagtes ek aangaande julle koester, spreek die Here. Gedagtes van vrede en nie van onheil nie, om julle 'n hoopvolle toekoms te gee. Geliefdes in die Here Jesus Christus, ons leef in 'n tyd waar mense baie gou hoop verloor.
van tevore gesê dat ons daar voorkom of daar verskil tussen die woordjie hopeloos en hooploos is. En as ons vandag hooploos voel, dan is dit 'n redelike slegte plek om te wees. Dit voel of daar nie uitkoms uit ons situasie is nie. Of alles om ons in duie stort. En as ons kyk na wat gaan in ons land met ons mense, hoe negatief die mense is, dan kom ons agter dat ons mense, ons volk kinders van die Here, hooploos is. Ek lees die week dat Suid-Afrika die 8ste hoogste selfmoordsyfer in die wêreld het. Ongeveer 8000 mense per jaar wat hulle eie lewens neem omdat hulle hooploos is. Want ons leef in 'n wêreld wat so afbreek en so negatief op mense invloed het dat mense hoop verloor. As jy na jou eie lewe kyk, voel dit of ons in ballingskap is, vasgevang in probleme, pyn en skuld, onsekerheid, finansiële druk, siekte, noem dit maar. Want dit is presies wat die volk Israel gevoel het toe Jeremia van hulle brief geskryf het. Ons gelees dat al die vakmanne, al die bouers en die ystersmede, die belangrikes wat gebou het, na Babel weggevoer is. Wat agtergebly het, was die wat nie kon bou nie. En vir die wat in die vreemde land was en ook in Jerusalem, het dit gevoel of God van hulle vergeet het. Maar daarom hierdie boodskap aan die ballinge, dat ons weet waar julle is, voel julle alleen, julle voel ver van God, ver van Israel, ver van julle geliefdes, maar moenie moed opgehou nie, opgee nie, gaan aan met julle lewens, vat mans en vrouens, kry kinders, want vir 70 jaar gaan julle daar bly. En ook die opdrag om daar waar julle is, moet julle volksgevoel, julle geloof, alles uitleef, want ek het 'n plan met Babel. So daar in die moeilike tyd bring die Here vir hulle boodskap van hoop, want hy het 'n plan met hulle. Daarom sê ons teksvers, ek weet wat ek oor julle dink, spreek die Here. Ander woorde, wanneer dit sleg gaan, wanneer dit voel of God ver is, kom God en sê, maak nie saak hoe dit met jou gaan, hoe dit om jou gaan nie, ek dink aan jou. God dink aan sy kinders. En dan die gedagtes van oordeel of vernietiging nie, maar vrede, toekoms en hoop. Vandag kyk ons na hierdie hoop waarvan die Here praat. Dit is nie 'n goedkoop oppervlakkige optimiste om net my kop op te tel en glimlag op my gesig te sit omdat dit my sleg gaan nie. Maar hoop, in Bybelse terme het ons al van tevore gesê, is nie dieselfde wat ek sê, ek hoop môre op lentedag is dit lekker warm nie, ons hierdie weervoorspellings en ek moet gaan wees, maar ons kan niks daaraan doen nie, wat gebeur nie. Hierdie hoop is 'n vaste lewe, fundament in Jesus Christus as die volheid van God se belofte. En hierdie hoop bring vir ons lig in die donkerste van tye. Ons gaan hoor wat is God se gedagtes oor ons. Ons gaan hoor wat is ons hoop in Christus as ons toekoms en hoe ons vandag in geloof en blydskap kan leef. Ja, ons kan dink dat die volk Israel vir al die wat weggevoer is as goddeloos in Babel. Dink maar net in, as jy teen jou wil weggevat word na 'n ander land toe, ons gesê het
werk van alles wat jy lief is, almal wat jy lief het, is dit hopeloos. En daarom hierdie brief van die bannelinge van Jeremia, God deur Jeremia vir die mense sê, ek weet wat ek oor julle dink. Want God weet, ons as mense sien net dit wat ons nou het, die oomblik. En in die wêreld waar ons leef, gewoonlik ons pyn en ons probleme. God weet wat is ons omstandighede waar ons vasgevang is. Maar God word nie moedeloos nie, want hy kyk verder. Hy is ewig. Hy word nie vasgevang in die hier en nou nie. Hy weet wat môre en oor 'n week, oor 'n maand met ons gaan gebeur, want hy is reeds daar. En sy gedagtes is nie ons sondige nietige gedagtes nie. Dis hoër, sê Jesaja 55 vers 8 tot 9. Want waar ons so maklik net die donker om ons sien God al die lig aan die einde van die pad. Maak nie saak hoe ver dit is. En daarom sê God dat sy gedagtes oor ons nie van onheil is nie, maar van vrede. Die Hebreëse woord vir vrede, wat hier staan, is shalom. En dit beteken nie net 'n toestand van nie oorlog nie, maar 'n toestand van volle seën en gesondheid, voorspoed en rus in die hart. En omdat dit God se gedagtes is, moet dit die gedagtes wees wat ons koester. Vrede, hoop. En God se koninkryk moet die dinge wees wat ons gedagtes elke dag vorm. So ons vraag wat ons onmiddellik vir mekaar vra is, waarmee is ons gedagtes elke dag besig? Kommernis, onvrede, wanhoop oor ons omstandighede? Want wanneer ons net hierop gaan fokus, gaan dit ons lewens oorheers. Maar wanneer ons fokus is op Jesus Christus en sy hoop, dan sal ons ook hoopvol en vredevol kan voel en optree. Want God beloof 'n hoopvolle toekoms. Nie net 'n kortstondige oomblik van dit gaan beter nie, gelukkig nie, maar 'n sekerheid dat hy sy kinders in ewigheid nooit verlaat. En net so seker en vas as wat dit was vir Israel duisende jaar terug, is dit vandag in Christus ook vir ons. So hoe kan ons hierdie hoop in ons lewens toepas? As ons vinnig onsself verplaas na Israel in Babel, dan moet ons dit op 'n manier ook hulle moed gebreek het om te hoor oor 70 jaar sodat vir julle bevryding bring. Maar die boodskap daar agter is, daar is 'n uitdatum. Dit gaan nie vir ewig aanhou nie. En wanneer ons daarna kyk vandag en ons verplaas ons na die Here toe, dan hoor ons God se boodskap van vrede en hoop, en ons weet dat dit sy klimaks bereik aan die kruis van Jesus Christus. Ons volmaakte vrede is vir ons gekoop deur die bloed aan die kruis, sê Kolossense 1 vers 20. Maak nie saak wat ons emosies sê en wat die wêreld vir ons sê en doen nie, daar is nie 'n groter bewys van God se goeie gedagtes as vir ons as dit nie, dat hy sy seun vir ons gegee het, vir ons redding. So wanneer dit dan voel of ons daar vasgevang is in 'n vreemde land van sonde,
vrees, eensaamheid, negativiteit, dan is Christus ons lig. En dan sê hy, Johannes 14 vers 27, vrede laat ek vrede na, my vrede gee ek vir julle. Nie soos die wêreld se nie, maar my ewige vrede, want julle het vrede met julle Vader. En sy vrede bly staan, selfs al tuimel die wêreld om ons te tuimel. En daarom is hierdie hoop waarvan God praat nie net vir vandag nie, maar tot in ewigheid. Petrus skryf in 1 Petrus 1 vers 3, geseënd is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, wat ons 'n lewende hoop geskenk het deur die opstanding van Jesus Christus uit die dood. Soos liefdes, as God vir ons hoop beloof, beteken dit ons toekoms is veilig. Geen omstandighede kan dit verander of wegvat. Jeremia 29 sê vir die volk, dat hulle nie moes in sappie as gaan sit en kla in hulle ballingskap nie. Hulle moes huise bou, tuine plant, bid vir die stad en leef. Selfs in hulle ballingskap, wat het hierdie hoop van God bestaan en moes hulle dit uitleef in hulle alledaagse lewe. En ons weet ook dat ons in die meeste gevalle nie veel aan ons omstandighede kan verander nie. Maar geliefdes, ons perspektief kan verander. Want 'n gelowige kyk met geloof na die toekoms, omdat hy weet God is in beheer en in daarom is ons veilig. En dan hoor ons Jesaja 14 vers 31, maar die wat op die Here wag, kry nuwe krag. Hierdie hoop wat ons moet uitleef, is soos brandstof vir ons geloof. Want as ons nie die hoop het nie, dan raak ons moeg en moedeloos, wil ons opgee. Maar as ons die hoop het en ons onsself daaraan herinner, wat Christus ons ewige toekoms beloof, dan kan ons volhard, ons koppe optel, elke dag aangaan en leef vir die Here. Want geliefdes, die wêreld het mense nodig wat hoop uitstraal. Wanneer 'n mens by jou werksplek, in jou huis, in jou gemeenskap, tussen jou vriende, hier in die kerk, leef in die vrede en die vreugde van Christus en die hoop wat dit bring, dan word ons soos 'n lig in die duisternis. Dan laat ons lig skyn vir die mense. Dink maar 'n bietjie aan 'n kind wat bang is vir die donker. Vir ons groot mense maak dit nie sin nie, want as niks in die donker wat mens bang maak nie, maar die meeste kinders is gewoonlik bang vir die donker. Maar as pa of ma langsom op die bed gaan sit, en sy sê, moenie bang wees nie, maak 2 oogies, ek is hier. Dan gaan hy vrees weg. Die donker verdwyn nie, maar die kind se hart kry rus. En dit is die uitwerking wat God se belofte in Jeremia 29 vers 11 op ons moet hê. Die donker van die wêreld om ons gaan nie weggaan. Maar God sê, ek is hier. Wees rustig. Dit gee ons hoop. As ons nog 'n voorbeeld kan gebruik van 'n legkamp. As 'n mens net een stukkie uithaal, kan mens nie die prentjies sien. Dit lyk doelloos. Maar ons kan onthou dat wanneer ons hierdie een stukkie sien en dit lyk donker en dit lyk lelik,
God sien die hele prentjie. Ons lewe lyk en voel dalk stikkend. Maar ons kan weet dat God in Christus, in sy grootheid, die volle prentjie bou met elke stukkie wat hy het. Toe geliefdes, Jeremia 29 vers 11 is 'n baie bekende vers in die wêreld. Dit word amper soos 'n kliseë, soos 'n goedkoop slagspreuk. Maar dit is baie meer as dit. Dis 'n belofte aan 'n volk in ballingskap en aan ons in Christus, waar God sê, ek dink aan jou, ek weet van jou omstandighede, my planne vir jou is goed. Ek gee jou hoop en 'n toekoms. En daardie hoop bring vir ons elkeen lig in donker tye. En dan nie omdat die hoop in onsself lê nie, maar omdat lê in Christus, die lig van die wêreld. O geliefdes, mag jy vandag jou oë op Christus rig en onthou, selfs al lyk die pad lank, al voel dit of hierdie maag vasval, God se gedagtes vir jou is gedagtes van vrede en voorspoed. Hy het jou toekoms in sy hand. Soos ook al baie gesê het, alle teëspoed het 'n vervaldatum. Wanneer ek en u ook dalk vandag deur 'n moeilike tyd gaan, dit sal verbygaan. Hou net aan glo. Hou net vas aan Christus. Hoop op en werk vir die Here. Wat op die einde maak niks anders saak. Al hierdie dinge om ons wat ons beproef gaan tot niet gaan. Wat tot in ewigheid gaan staan, is Christus, ons toekoms en die hoop wat hy bring. En as ons deur alles aanhou hoop en glo en vir hom werk, dan leef ons in lyn met God se vervulling en sal ons die oorwinning beleef. Ons persoonlike lewe, werk, familie en die kerk sal ons oorwin in die naam van Christus. Amen. Ons bid saam. Ons heilige God en hemelse Vader, Here, baie dankie dat ons vanoggend kan hoor dat alle teëspoed, alle slegte tye het 'n vervaldatum, dit sal einde kry. Want U en U hoop en die liefde en versorging hou. En wanneer ons dan daaraan vashou, dan sal ons lewens sin kry, sal ons hoop hê en 'n vrede kan hê. Here, soos U vir die ballinge gesê het, voorgesê dat hulle moet aangaan met hulle lewens, asof hulle tuis is en huise bou en tuine plant. So bring U vir ons vandag die boodskap en sê dit maak nie saak hoe dit om jou gaan nie, hou net aan glo, hou aan werk en hou aan bid. Dankie dat ons kan weet, U dink aan ons, U ken ons omstandighede, dat U vir ons voorspoed en vrede beplan, want Christus het alles om ons oorwin. Help ons om in daardie oorwinning vas te hou en nooit te dink dat dit verby is. Alles nooit te laat. Ons loof en ons dankie vir hierdie hoop, die vrede en die uitsig op beter tye, nie net nou op aarde nie, maar al in ewigheid. Gee ons hoop, Here, gee ons geloof in die naam van Jesus Christus. Amen. Ons kan nou die Here dien met ons liefdegawes.
Ons antwoord op die boodskap kom uit Gesang 51. Gesang 51. Ons gaan vers 1 en 2 sing en as ons klaar die seën uitgespreek het, vra ons dat jy net bly staan, dan gaan ons Gesang 3 en 8 sing, al 3 verse. So nou Gesang 51 vers 1 en 2 en na die seën Gesang 3 en 8 vers 1 en 2 en 3. Kom ons ontvang nou die seën van die Here, dan gaan ons in sy vrede. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou skyn en jou genadig wees, en die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou sy vrede gee. Amen.